Goeiedag, ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. Ek is vandag bekommerd. Nie oor myself nie, maar oor julle. Weet, reg deur 'n jaar sal jy met iemand praat en vir hulle vra hoe gaan dit, dan sal hulle vir jou sê, hulle is besig. Hulle is verskriklik besig. Besig met werk, besig met huis, besig met kinders, besig met iets. Altyd besig. Hierdie tyd van die jaar is mense, as jy vir hulle vra hoe gaan dit, sal hulle vir jou sê hulle is moeg. So hulle is of besig of hulle is moeg. En ek wil vandag vir jou sê, dit is okay as jy moeg is. Dit is, jy gaan okay wees, jy sal okay wees. Weet, ons kyk in Johannes 4 vers 6, het Jesus ook moeg geraak. Daar was die fontein van Jakob, en hy daar gaan sit, want hy was moeg na die reis gewees. En as jy kyk na Matteus 8 vers 24 ook, sê dit vir jou dat, weet, daar was die storm op die see gewees. En die storm was van die aard dat die golwe hoor is as die skei. En Jesus het geslaap in hierdie storm. Kan jy glo, in hierdie storm slaap hy. En so doen die disciples en wakker gemaak en vir hom gesê, Here, red ons vergaan. En Jesus het vir hulle gesê, waarom is julle bang, klein gelowiges? Nou kan jy jouself indink hierdie golwe wat jy moet opkyk na. En Jesus slaap. Is dit nie verskriklik dat in hierdie storms waardeur ons so gaan, raak ons paniekbevange? Jy hoor baie keer mense sê, ek weet nie hoe ek hierdie maand gaan kom, hulle vrees, wanneer hulle moet gaan vir interview, dan raak hulle bang, en in hierdie storm waarop Jesus is, slaap hy. En dan wil ek jy vandag vra, waar is jou geloof? Wat is jou geloof? En wat is die toestand is jou geloof? En as jy teruggaan na die boek van Daniel toe, almal ken die verhaal van Daniel, amen. En ons sal jy sien, waar die koning vir Daniel in die leeukuil gegooi het hy die oggend vroeg, het hy na Daniel toe gaan en het bedroewe vir Daniel gevra, het jou God, jou lewende God wat jy dien, het hy jou beskermd in die leeu's. En Daniel het vir hom gesê, dat God die engel gestuur het, om die leeu's om die monde van die leeu's te sluit en om geen leed aan te doen nie. En nou wil ek vir jou vra, dat hierdie storm waarin jy is, hierdie situasie, hierdie beproewing waardeur jy gaan, wat is jou geloofstoestand? Het jy die geloof van Daniel, om te weet, my God is in beheer, om te rus in hierdie storm waardeur jy gaan, en te weet, God is steeds in beheer, hoe ongelooflik is dit nie? En ek wil ook vir jou sê dat, dalk voel jy dis moeilik op hierdie stadium, dalk voel jy weet nie hoe jy gaan uitkom nie, dalk, daar's onder wat jy raak jouself in die slaap huil, en niemand sien nie, maar God sien, God hoor, dalk bid jy vir jou man en vir jou vrou, of vir jou kinders, of selfs vir jou ouers, en het lyk of daar geen deurbraak is nie, geen hoop is nie, geen verandering is nie, maar solank as wat jy vashou in Godse woord, en Godse beloftes, verander dit alles. Dit verander alles. Jy weet, jy kan vir enigiemand vra, soek jy Godse guns in jou lewe? Hy gaan vir jou sê, ja. Die oomblik wanneer jy vir hom gaan vra, soek jy die beproewing, gaan hy vir jou sê, nee. So, met elke guns, kom maar beproewing. En as jy nog nie daai guns het in jou lewe nie, dan is jy nog nie reg vir dit nie. Enigiets wat goed is, kom van God af. En as jy dit nie het nie, dan is jy nog nie reg vir dit nie. En dan moet jy toelaat, dat die Here met jou werk, in jou werk, by jou verhouding met God, sodat jy weet, in hierdie vallei waardeur jy gaan, jy het toch steeds God waarop jy kan terugval. Hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit alleen los nie. Neer sal geen deur 'n storm nie. As jy voel, jy is moeg, rus. Jy weet, in Markus het selfs gesê, hulle het uitgaan in die bediening, en hulle was moeg, hulle het eers geen dag nie. En God het op die einde vir hulle gesê, kom elkeen in julle alleen eensaamheid, en gaan na 'n verlate plek en rus bietjie. God sien jou, hy weet jy is moeg. En hy sê in sy woord, hy het nooit in sy woord gesê, ons moet dit alleen doen nie. Maar is beloftes in Jesaja 41 vers 10 wat sê, ek is jou God,
Ek is jou helper. Ek hou jou bo. Ek versterk jou. En dis beloftes soos daai wat ons weet dat maak nie saak waar ons gaan nie. Maak nie saak waar jy is, of jy nou stres het, finansiële stres, maak jy kinders jou gedaan, maak jy vrou jou gedaan, maak jy man jou gedaan, maak nie saak waar jy gaan nie, dat hy is steeds jou God. Hou vas in hom. En hy sal jou nooit alleen los nie. Moenie angsbevange raak, moenie angstig rondkyk nie, want hy is jou God. En hy sal jou dra. Hy hou jou hoog. Al voel dit of jy gaan sink. Hy hou jou steeds hoog. En ek wil net vandag vir elkeen van julle sê daar buite dat jy is waar jy moet wees. En as jy mooi dan dink, wat as die seisoen waarin jy is, dit presies is wat God wil hê jy moet wees. En die waarheid is, guns gaan jou op hoë plekke sit. Dit gaan vir jou druk bring waarvoor jy nie gevra het of wat jy nie gesien kom het nie. En baie van ons soek die guns in ons lewe, maar ons soek nie daai druk nie. En as jy loop in geloof, en jy praat met geloof, en jy doen alles met geloof, kan jy maar weet, daar gaan leeu's kom. Daar gaan mense se monde agter jou aankom. Hoe groter jou geloof, hoe groter die leeu's. Dit is nou maar die realiteit van die saak. En mense gaan hulle oorrol vir jou, dit gaan gebeur. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer my ma vir my gebid het, en dat ek my oorval gerol het nie. Talle kere. Maar ek het nooit geweet wat het is om in geloof te staan en in geloof te loop nie. En die krag wat gebed dra nie, die krag wat jou geloof dra nie. So ek wil vandag vir jou uitnooi en aanmoedig dat in plaas van in 'n fontein gaan sit van die wêreld, gaan in jou binnekamer, gaan op jou knieë en roep uit na die Here toe. Want hy is al een wat jou daai rus kan gee wat jy nodig het. Hy is al een wat jy daardeur kan help. En al haal jy nie dadelik, al God jy nie dadelik uit die seisoen uit waar jy is nie. Al gee nie dadelik vir jou uitweg nie. En al kan hy, maar hy doen dit nie dadelik nie. Moet nooit opgee op die Here nie. Moet nooit opgee op jou geloof nie. Moet nooit opgee in jou gebed nie. Want jy is daar vir 'n rede. En vir solank as wat jy aanvaar en die beste van dit maak wat jy gaan in die situasie waarin jy is, dan sê jy okay. Dan is jy nooit dink jy is in beheer nie, want jy gaan nooit in beheer wees nie. Moenie daai las op jouself sit en dink jy gaan in beheer wees nie. So maak los van wat ook al jou verdruk en gee dit oor aan God. Jy weet die interessante ding is daarvan dat wanneer jy deur hierdie druk gaan, wanneer jy deur hierdie tydperk van jou lewe gaan, hierdie beproewing, dan mense kyk hoe jy dit hanteer. Jou kinders kyk hoe jy hierdie druk hanteer. Jou ouers kyk hoe jy hierdie druk hanteer. En so moet nooit die druk probeer alleen doen nie. Daar staan nêrens in die woord jy moet dit alleen doen nie, want jy sal nooit kan nie. Maar daar staan wel dat God is met jou. Jesaja 41:10. God is met jou. Moenie angstig rondkyk nie, want hy dra jou. Maar jy moet uitreik na hom toe. En ek hoop dat hierdie boodskap vandag op die regte ore sal val en op die regte harte gaan lê. Dat jy sal weet dat dis okay om moeg te raak. Dis okay om almal gaan moeg raak. Jy gaan moeg raak. En so het Jesus ook self moeg geraak. Moet net nooit in jou eie vermoë staan maak nie. En vertrou altyd op die Here. Mag julle 'n wonderlike geseënde dag hê. Mag goedheid en guns julle net volg.